As 'n mens nou so na hom kyk, dan sal jy nou nie kan dink, ons het hierdie ou karretjie as studente uit 'n hoenderhok gaan haal in Woester se omgewing. Ek het 2 vriende gehad wat albei van hierdie ou karretjies gehad het in 'n goeie toestand. En hulle het my aangesteek. Ek wou toe graag ook een hê. Maar dit was natuurlik nie 'n volop ding in daardie tyd ook nie. So toe sê iemand uit hulle vriendekring vir hulle, as julle regtig so een wil hê, daar staan een in Woester in 'n hoenderhok. Wel, ons het toe besluit, as dit dan alles wat ons in die hande kan kry, dan gaan ons hom haal. So ons het toe nou, Alida moes nou maar by wees, want ons het nou genoeg hande nodig gehad. Nou was ons probleem natuurlik, hier gaan ons nou, as eintlik 'n stikkende ding, moet by Stellenbosch kry. En ons het maar besluit, en ons is vir almal dom studente. So, ons het gedink, dit is ons goed genoeg, ons maak maar 'n tou vas, en ons sleep hom daar af. Maar nou, dit beteken ons moet hom verby die Tuiskloof. Tuiskloof pas. Ja, voor dit teerpad was en voor daar 'n tonnel was. So hulle was nog besig om die tonnel te bou. Maar ons het gedink, dit is goed. Die res van die pad is bietjie kronkerig, maar hy is nog heeltemal in 'n goeie toestand. So ons gaan hom nou maar net daar afsleep. Nou ja, Alida moes dan nou maar agter die karretjie stuur, want ons dink dis die maklikste werk. Ons moet nou voor sorg dat dit mooi loop. Later jare agtergekom hoe gevaarlik dit was. Nou weet jy nie of sy remme regtig werk nie, of dalk sal breek nie. Dit is meganiese remme, dit is maar kabels en goed. Maar dit voel vir ons, hulle is stewig genoeg. So daar gaan ons toe nou, en ons trek die ding daar uit die hoenderhok uit, en ons is daar op pad na die bergkant toe. Dit gaan toe goed. Dit is toch, dit is nou ook so moeilik nie, want dit is opdraande. So hy het heeltemal lekker op die opdraande gegaan. Sy kon maklik nog met die rem keer, dat sy nie te vinnig in ons ingaan nie. So daar het ons hom toe nou gesleep, tot ons by die afdraande kom. Toe word dit natuurlik nou 'n gevaarlike ding en 'n moeilike ding. Maar ons dink nog steeds, die moeilike werk is om voor te ry. Die maklike een is agter. So Alida moet agter wees. Die wat die ander manne gehad het en wat ek nou redelik goed leer ken het, is in 1938 modelle gewees. Hierdie ene is 'n later model, is omtrent die laaste DKW's wat nog gemaak is voor die wêreldoorlog uitgebreek het. En dit was eintlik gemaak om die spoggerige kar te wees waarmee Hitler kan ry. En hy het dus nou 'n afslaankappie, wat nou baie mooi lyk, want dit was net 'n paar hout sparre en seile wat deur mekaar gehang het, so dit het sleg gelyk. Maar ons het geglo mense sal dit kan regmaak. So ons ry toe maar, en ons dink toe nou maar, dan kan ons maar 'n mooi seil bo oor hom trek. Jawel, dit het goed gegaan, soos julle sien hierso is hy. En hy lyk mooi. So ons het daarom nou 'n goeie hulp gehad om hom in 'n padwaardige toestand te kry daar in Pretoria. Dit is nou 'n DKW, die voorloper van die Audi's. Vandag is 'n Audi's is eintlik maar die opvolgers hiervan. Daarom jy sal sien die drie ringetjies wat aandui, dit is daarvoor op, want dit was nou die samensmelting van die DKW en 'n paar Oos-Duitse ek wil nie eintlik sê namaaksels nie, eintlik opvolgers, want die Oos-Duitsers was toe die gebied waar hierdie karretjies vandaan gekom het. En hulle kon nie na die oorlog daai karre weer so fabriseer nie, want hulle het nie yster gehad nie.
Hulle moes maar tevrede wees met 'n tipe glasvesel ding wat die bakwerk betref. En ons het self so enetjie in Stellenbosch gekoop. Heel gerieflik op daai stadium was dit wat R50. Ja, R50. En ons het nou weer so 'n tipe DKW, maar hy word genoem 'n Zwickau. Want Zwickau is die dorpie waar dit vandaan kom in Oos-Duitsland. Ons het tot daar nou 'n kerel leer ken wie se pa eintlik die DKW's ingevoer het voor die oorlog. En hy was bekend vir 'n ou wat dit baie mooi restaureer. En hy het vir ons eintlik die kar weer so in so 'n toestand gebring dat ons toe kon troukar ry daarmee.